skerfies op die skerm sien nie. So hy moet bloot op my, in my geloof dat al die skerfies reg is, maar hy kan nie sien wat van volgende kom nie. So as daar iets is wat dalk iewers verkeerd loop volgende, wees geduldig, maar ons glo alles sal reg wees. Ek weet glad nie om die program volgende so maak nie, ek het nie net gehad om te kyk net op my reg kennis. Nou kom ons begin dan met die voorstelling soos normaal. Amen.
Here ons het al so dikwels in die lewe geleer dat mense mekaar kan opsweep en dat ons ook baie keer mense opsweep.
greep en dat ons so baie keer bewegings begin en denkrigtings begin en aksies begin met dit wat ons sê, uitsprake wat ons maak. En ons het die afgelope tyd bewus geraak van uitsprake wat in ons land gemaak is. En ons kan volgens verskillend daarop reageer en ons kan ons stemme by daardie uitsprake voeg of ons kan dit teenstaan. Maar Here, ek wil vanoggend bid dat die krag van u Gees en u vrede groter sal wees as enige opruimende toespraak en enige woord van geweld en woord van haat wat gespreek word. Ek wil bid, Here, dat u vrede Dinsdag op ons land sal neerdaal op 'n wyse wat ons dit nog nooit gesien het en beleef. Here, daar het al baie keer so 'n oomblik in ons land se geskiedenis plaasgevind waar ons regtig met vrede. Nou staan ons weer voor so 'n oomblik. Miskien voel dit vir ons maar dis ver. Dis die mense wat daar weer geraak word, dis nie ons nie. Maar dit kan maklik ons word. Ek wil bid, Here, dat Dinsdag werklik 'n normale dag in ons land se geskiedenis sal wees. Nee, nie normaal nie, Here. 'n dag van goddelike vrede. 'n dag wat as getuienis sal uitstaan van die koninkryk van die hemel wat nou reeds aangebreek het en waarvan ons deel is. Dankie dat ons u daarvoor kan vertrou. Amen. Kom ons sing volgende as 'n toetrede lied. Jy sal sien ek het dit so 'n bietjie anders gesê as normaal en nie wydingslied nie, maar toetrede lied. Volgende vir ons toetree tot God se uitnodiging om volgende hier te wees en ons bring ook eer aan hom met lied 109. Yeah.
het hy na Galilea toe gegaan. Hy het in Nazareth gaan bly, maar hom gaan vestig in Kapernaum by die see, in die gebied van Zebulon en Naphtali. En so moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is, jy, gebied van Zebulon en gebied van Naphtali, aan die seekant en die oorkant van die Jordaan, Galilea, waar die heidene woon, die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. En van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Gemeente, ons wat ook in die koninkryk van die hemel leef, ons wat die koninkryk van die hemel is, mag daar vanoggend vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Kom ons antwoord op die groet van die Here met 2 lofliedere, soos wat op die skerm sal verskyn.
Prys die Here, alle volke saam, want die vroue, prys die Heer se naam, prys ons koning, vorste, oud en jong tesame, prys die Here en sy grote naam. U is my Here, en ek prys die naam, U is verhewe, oor my loflied aan, hier die majesteit strek, oor die hemel, U is my Here, en ek prys die naam, U is my Here, en ek prys die naam, U is my Here, en ek prys die naam. Mag hierdie offergawe wat ons vanoggend voor U kom gee, aan U kom gee, voor U kom neerlê, mag dit ook wys dat ons U prys, omdat U die Here is. Amen. As ons volgende by die familienuus kom, daar is nie baie dinge wat ek wil uitlig nie. Die Bybelstudies en aksie omgee gesluit vir die kwartaal en ons sal dan na die skoolvakansie dit weer hervat, maar die eredienste by Wilgers Aftrede-oord gaan normaal voort, elke Dinsdag 9:30 en soos wat jy sien is sit in my opgeskep vir die volgende 4 weke, want dit is met lang verlof. So as daar enige sake is, waarvoor u my hulp nodig het, kontak my asseblief enige tyd, maar laat ek is maar rus, hy het nodig. Na hy terugkom sal ek weer rus, want ek het nie nodig. Goed, die res, ek kan nie maar net alles vir kennisname sien, wat ons daar op die pastei het, ons vra asseblief, ek wil dit maar net weer uitleg, ook vir hulp met die teeskink Sondag, so dit dan baie gevra, en die baie reaksie gekry, maar ons wil toch weer vra, as daar iemand is wat vir ons kan help, asseblief, kom meld aan. Dan, by die voorbereiding, sal jy weer sien, daar is 'n lang lys van name, en ek weet van Dom Johan van Rensburg, wat op die oomblik nog in die hospitaal is, so ons
Dit bring ons by die verjaarsdag, voordat wil ek miskien net sê, as daar vanoggend besoekers is, of ook nuwe intrekkers, dan is die baie welkom om my ook na die tyd hier terug te ontmoet. En dan het ons ook 'n spesiale kerkradsvergadering net na die erediens. Dan die verjaarsdag, persone 80 jaar en ouer, dat ons 4 van hulle, en wat hierdie week verjaar, vandag, dan neem ek die Pree, hier is die, dan Willie Roe, en dan het ek vir Ansie Geerdink hier gesien, ek mag nie vir haar tannie sê nie, so, as ek in die moeilikheid, maar Ansie is hier vanoggend. Dit is die eerste keer wat jy by ons se kers aansteek, want Ansie is een van ons nuwe lidmate, wat hier inskakel, en dan die 4 Julie, en dan die Ria Geerke, en dan die Ria speel elke dinsdag nog vir ons die klavierrade Walgersaftree ook, en sy 87, maar ons sal dinsdag vir haar ook geluk sê, dit sy nie in die erediens hierby. So Ansie, jy het die voorreg om voor toe te kom. En iemand anders wat in die week verjaar? Niemand mis nie. Daar so. Goed. Jerry is verjaar die week. Wanneer Jerry? Die tweede. En baie geluk dan daarmee. Goed, Ansie. Ansie, en as jy wil die klein sien, Ansie, maar ek is ons hulle op skaap en sit van die zwaarste weer van hulle en ons maar kom nee, kom staan. Ons wil eerst die recenseerder kyk klippe, so kom ons met Seen, Jerry en alle ander wat ook in die week daar nog verjaar. Die tannies hier in die gemeente sê altyd van ek like handsome. En oortref dit vanoggend by verder. En hier is engeltjie, kyk net mooi na sy. Sien. Sy is 'n neef, nee. Net 'n maatjie. Sy is 'n neef, maatjie. Maar jy laat mense handsome. Kom sit gou by my. Kom staan hier.
dink te vinnig en dan kry jy nie jou woorde uit nie. Ek wil gou hê, julle moet elkeen vir my iets kom fluister in my oor. So ons gaan vanoggend saggies hier praat. Ek gaan vir julle ietsie sê. Gaan sit julle gou daar, gaan sit daar, saggies. Sit gou daar. Jy kan soms so lank hier bly. Dan sit jy daar by jou boetie. Dan kom luister jy gou julle vir sê. Weer, en dan ken jy jou naam nie. Wat? Luan. Ek het nou vir hulle elkeen gevra, wat wil hulle die graagste in die lewe hê, en nou is dit vreeslike uiteenlopende antwoorde. So, liefde, gelukkige lewe, om liefde te gee, 'n karretjie, om 'n goeie lewe te hê en lank te kan lewe. So dis die mooi goed wat hierdie mooi kinders vanoggend begeer, en dat hulle die lekkerste in die lewe is. En nou moet ek sê, ek het nogal gedink, ek gaan allerhande aardse goed hoor, en toe hoor ek verrassende mooi goed. So, kom ons bid, dat die Here vir julle al hierdie goed gaan gee, wat julle graag wil hê, en dat julle gaan wees wie julle graag wil hê, julle moet wees, en die Here wil hê. Wat mekaar saam met haar afgedruk. Ja, afgedruk en aanvat. Here, baie dankie dat hierdie kinders ook vir u kosbaar is. Dankie dat hulle volgens nie net van buite af mooi lyk, elkeen van hulle, maar dat hulle van binne ook mooi is. Omdat u hulle mooi maak. Omdat u vir hulle ouers gee, wat hulle op hierdie pad begelei, dat hulle mooi dinge in die lewe kan begeer. Dat hulle liefde kan begeer. Dat hulle kan begeer om liefde uit te leef. Dat hulle kan begeer om 'n gelukkige lewe te kan hê. En 'n lang lewe te kan hê. Dankie dat u ook daardie begeertes sommer op 'n jong ouderdom in hulle lewens plant. En ek bid dat u vir hulle sal seën, ook op hierdie lewensreis van hulle. Dankie dat u vir hulle goed is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, nou kan julle gou die sjokolade uitdeel.
En dan loop aan. Nog. Goed. Zwaai rechts. Nee, zij kan niet weer krijgen. Het is net zo weer wat we krijgen. Goed. Dit is jy het klaar jou keuse gemaak. Ja, maar goed, dan kan jy maar gaan sit. Wat ek nou eintlik ook vir julle kinders wou sê, en dat ek nou vergeet het om te sê, is ons gaan volgende lees van die mense wat ook iets baie graag wou hê in die lewe, en dis hoekom ek vir julle die vraag gevra, wat wil jy baie graag hê? So ons gaan volgende daarvan lees en luister 'n bietjie wat wou hierdie mense graag hê, en dan hoop ek julle gaan so 'n bietjie deur die preek ook nog verstaan wat dit dan beteken. Ons gaan vanoggend in Matteus 13 lees, so 5 gelykenisse wat Jesus vertel het, kort gelykenisse, maar voordat ons lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend ook deel van die kerk kan wees, deel van hierdie gemeente vir wie U lief is en vir wie U ook die lewe gegee het. En dankie dat ons vanoggend in die naam van Jesus Christus hier by mekaar kan wees onder leiding van die Heilige Gees. Dat ons vir U as die drie-enige God kan aanbid. En dat ons kan bid, Here, dat ons vanoggend ook opnuut bewus sal wees van wat dit beteken om deel van die koninkryk van die hemel te wees. Wat dit beteken om in koninkryksstand te leef. Daarom vertrou ek dat die Gees dan ook vanoggend hier sal leiding neem. Dat die Gees sal oorneem. Dat die Gees vanoggend deur my, met elkeen wat hier is, elkeen wat inskakel, elkeen wat later na hierdie diens luister, die Gees sal praat, die Gees sal werk. Dankie vir die teenwoordigheid. Amen. Matteus 13 van vers 31 af. Jesus het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad. Maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kan kom nes maak. Hy het hulle nog 'n gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat 'n vrou gevat het en in 'n groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. En as hy 'n waardevolle parel raakloop, dan gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop die parel. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is
en allerlei soorte vis vang. As dit vol geword het, skep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegte skei van die goeies, en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Hierdie laaste gelykenis verwys in 'n groot mate dan ook na die wederkoms en die koninkryk van God, die ewige lewe, maar dit is nie waarop ek volgens in hierdie diens wil konsentreer. Ek wil meer op die eerste gedeeltes en gedagtes wat hierdie gelykenisse vir ons bring konsentreer. Die koninkryk van die hemel is 'n baie belangrike tema in die hele evangelie van Matteus. En volgens Matteus begin Jesus dan ook sy aardse bediening deur na die koninkryk van die hemel te verwys. Dit wat ek ook aan die begin in die seëngroot gesê het, in Matteus 4 vers 17, sê Jesus, op standaard van toe af het Jesus begin preek en hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. So, Matteus beklemtoon ook saam met die koninkryk van die hemel, wat vir hom 'n baie belangrike tema in sy evangelie is, dat gehoorsaamheid aan God daarmee saam van kardinale belang is, die wil van God. So lees ons in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Matteus begin ook sy evangelie met die geslagsregister van Jesus, om daarmee op die koningskap van Jesus te fokus of dit te beklemtoon. Om te sê, maar Jesus is die koning van die koninkryk van die hemel. En dan vertel Matteus die res van sy evangelie van Jesus wat mense leer, Jesus wat wonders doen, Jesus wat mense genees, om daarmee dan ook te wys dat die koninkryk van die hemel het al reeds aangebreek. Met die koms van Jesus na hierdie aarde het die koninkryk van die hemel reeds aangebreek. Dit is nie iets wat net vir eendag na die lewe hier op aarde is nie. Hierdie koninkryk van die hemel is nou reeds hier, by ons, rondom ons, in ons midde, ja, binne in ons elkeen. Gelykenisse wat ons gelees het, beklemtoon ook dat die koninkryk nie iets abstraks is, of dat dit 'n bepaalde plek is nie, maar dat die koninkryk van die hemel mense is. Gelowiges wat die koningskap van Jesus Christus aanvaar en wat die wil van God doen. Jesus het gekom om mense na sy koninkryk te roep. Daarom sê hy vir hulle, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maar dis nie asof ons in die koninkryk van God instap, soos wat ons volgende in hierdie kerkgebou ingestap het nie. God maak ons sy koninkryk. Ons is sy koninkryk. En hierdie 5 gelykenisse wat ons gelees het, lig veral 3 aspekte van die koninkryk van die hemel hier op aarde uit. Jesus wil met hierdie gelykenisse kom sê dat die koninkryk van die hemel 'n kragtige aantrekkingskrag het. En dat dit vir mense onweerstaanbaar is. Maar hy wil ook sê dat die koninkryk van die hemel kosbaar of waardevol is. En met hierdie gelykenisse sê hy in die 3de plek dat die koninkryk van die hemel verander mense se lewens radikaal.
In die week het ek vir iemand gesê in 'n gesprek dat dit baie maklik is vir ons as Christene om te sê waarin ons glo of wat ons glo. Dit is vir ons baie maklik om die apostoliese geloofsbelijdenis op te sê. Om te sê ons glo in die drie-enige God. Om te sê ons glo in die vergifnis van sonde. Ons glo in 'n God van liefde. Ons glo in die ewige lewe. Ons glo ons moet mekaar lief hê. Ons kan al hierdie mooi goed vir mekaar sê. Maar wanneer ons in die praktyk van die lewe leef, wanneer ons die werklikheid van sommige van hierdie dinge in die oë kyk, dan is dit nie so eenvoudig nie. Dan kom ons agter wat dit beteken om prakties in die koninkryk van die hemel te leef. Dink so vinnig vir 'n oomblik. As jy met 'n vreemde persoon gesels of met 'n vreemde persoon te doen kry, kan daardie persoon agterkom dat jy deel van die koninkryk van die hemel is? Deur dit wat jy sê, hierdie manier waarop jy dit sê, deur dit wat jy doen, deur hoe jy optree. Een student het my onlangs vertel dat sy verskillende mense as vriende het of medestudente het, nie noodwendig vriende nie, en saam met mense van uiteenlopende godsdienste studeer. En dat iemand uit 'n moslim geloof nou onlangs na haar toe gekom het en gevra, kan hy saam met haar stap, want hy wil haar iets vra. En toe vra hy vir haar, wat is dit wat jou anders maak? Toe sê sy van, wat bedoel jy? Toe sê hy, maar jy's anders as die ander mense wat saam met ons studeer. Daar straal warmte uit jou uit. Jy tree anders op teenoor mense. Jy praat op 'n ander manier met mense. Wat is dit wat anders is dat jy so optree? En toe begin sy met hom oor Jesus praat. En dit het nie net by daardie gesprek gebly nie, daar was opvolggesprekke gewees. En sy het onlangs vir my gesê dat hierdie man tot bekering gekom het en dat daar tussen verskeie van sy familielede Christene geword het en die Here Jesus aangeneem het en ook mense uit sy vriendekring uit. Bloot omdat sy 'n koninkrykse lewe leef en die Here gebruik. Dit sy ook nou onlangs vir ons vertel dat sy 'n vriendin het wat nie 'n Christen is nie, maar dat hulle as gesin deur 'n geweldige krisis gaan. En dat hierdie vriendin vir haar gesê, ek wil graag met jou praat. Ek weet jy is 'n Christen en jy weet ek is nie 'n Christen nie, maar ek het jou nodig. En ek het nodig dat jy vir my moet bid. So, hierdie meisie, sy sê ek kan haar naam noem, en party van die ken haar, so nee, kan getuig hoe dat die Here haar gebruik om 'n lewe in die koninkryk van die hemel te leef. En ek kan self baie by haar leer. En wanneer Jesus hierdie gelykenis van die seebeer vertel, dan moedig hy sy volgelinge aan om 'n verskil in die lewe te maak. En dit is presies wat sy dan doen, hoe klein ook al.
Ons weet dat 'n klein bietjie suurdeeg het 'n baie groot effek. En interessant genoeg word suurdeeg gewoonlik in 'n negatiewe sin in die Ou Testament gebruik. Dit word eintlik met die effek van die bose vergelyk. En daarom mag die Israeliete of moes hulle ongesuurde brood gebruik met die instelling van die Pasga. Omdat suurdeeg eintlik 'n simbool van negativiteit van die bose was. So wanneer Jesus dan hierdie beeld van suurdeeg in 'n positiewe sin gebruik, om daarmee te sê, maar julle as gelowiges moet soos suurdeeg wees, moes sy volgelinge nogal verras gewees het, of die mense wat na hom geluister het, moes verras daarna geluister het dat Jesus het sê. En die hoeveelheid meel waarna Jesus verwys, die Griek sê dis 3 sata, was genoeg om vir ongeveer 100 mense brood te bak. So 'n feestelike geleentheid, amper iets soos ons gemeente eet is, waar ons 100 of 120 mense saam eet. En ons weet hoe lekker is ons gemeente eet is, waar ons saam kuier en saam met mekaar oor die mooi dinge van die lewe kan gesels. So Jesus wil eintlik hiermee kom sê, maar julle moet so 'n feestelike geleentheid vir mense kan skep. Maak genoeg brood om 'n skare mee te voed. Met hierdie beeld wil Jesus sê dat die krag en die effek van die koninkryk van die hemel kan nie gekeer word nie. Hierdie gedagte word dan ook met die beeld van die klein mosterdsaadjie beklemtoon, 'n klein saadjie wat ontkiem, maar wat dan groei tot 'n boom van ongeveer 4, of 3,5 meter. Die 83 vertaling sê net 'n groot bos, want as jy gaan kyk, so ongeveer 3,5 meter. So die koninkryk van die hemel sou klein begin, maar uiteindelik sou dit groei tot by die eindelike van die wêreld. Net so kan my uitleef van 'n koninkrykslewe klein lyk, onbeduidend lyk, maar dit kan 'n onmeetlike effek in die lewe rondom my hê. Dan sê Jesus, die koninkryk van die hemel is kosbaar, waardevol. In die antieke tyd het mense se skatkamers of hulle skatte hulle menswees gedefinieer. Hoe meer jy gehad het, hoe belangriker was jy. En met hoe meer jy kon spog, hoe meer het mense na jou opgesien. En is dit nie maar vandag nog so nie? Hou ons nie ook maar daarvan om te spog met dit wat ons het nie, of dit wat ons bereik het nie. Wil ons nie ook maar baie keer daarmee ons lewe probeer definieer nie? Iemand het ons een keer vertel van 'n vrou, hulle bly op Lamberts Baai, en hierdie vrou het 'n wonderlike vakansiehuis gebou daar, en sy het almal wat wou hoor en nie wou hoor nie, en wou kom kyk of nie kom kyk nie, gesê, kom kyk my huis, en kom kyk, ek het 'n nuwe kunswerk aangeskaf vir my vakansiehuis. Jy moet kom kyk, en kom kyk na dit, en kom kyk na dat. En dit het hierdie vrou se menswees gedefinieer van wie sy is, om al hierdie skatte bymekaar te maak. In die antieke tyd was dit die gewoonte in oorlogstye, dat mense hulle skatte in die grond begrawe het, want hulle het geglo, dit is die veiligste plek waar niemand dit sou kom kry nie. Ons weet, so met die Boereoorlog het die vrouens en kinders wat op die plase agtergebly het, dikwels ook hulle besittings in die grond gaan begrawe. En die gelykenis vertel dan van iemand wat so skat in die Thailand ontdek. En wanneer hy die skat ontdek, dan gaan verkoop hy alles wat hy het om daardie stuk grond te kan koop
sodat hy hierdie skat in die hande kan kry wat hy daar in die land ontdek. Dit was vir hom 'n onverwagse fonds gewees, iets waarna hy nie gaan soek het nie. Hy het nie spesifiek uitgegaan om hierdie skat te ontdek nie. En dis hoe God se koninkryk ook baie keer in mense se lewens werk. Onverwags kom dit na jou toe. Onverwags kom God op 'n manier na jou toe. Onverwags ontdek jy iets van God wat jou lewe vir altyd verander. Maar dan vertel Jesus ook van die handelaar wat na 'n kosbare parel gaan soek het. En daar's baie min verwysings in die Bybel na parels, maar parels was een van die mees kosbaarste edelstene en besittings wat enige mens kon hê in die antieke tye. Was van onskatbare waarde gewees. En dan sê Jesus, maar hierdie persoon het spesifiek daarna gaan soek. En weer eens, wanneer hy hierdie parel kry, dan gaan verkoop hy alles wat hy het om hierdie kosbare parel te koop. Soms is ons soekend in die lewe. Soms soek ons na dinge in die lewe, na die sin in die lewe, na die sin van my lewe. Soms soek ek na diep antwoorde in my lewe. Soms wonder ek, om dan nou vanoggend baie prakties te wees. Hoekom? Moet ek 'n pad van kankersterf stap en so die dood en die doodkant. En dit was juist by hierdie geleentheid wat ek ook gesê het, dat dit soms moeilik is om werklik 'n koninkrykslewe te leef. Dit is maklik om te sê, ek is nie bang om dood te gaan. Want ek weet waaraan te gaan. Maar wanneer ek die dood in die oë kyk, dan is dit nie so maklik om dit te sê. En wanneer ek dan intens na God soek, intens na God se teenwoordigheid soek, dan ontdek ek iets van God wat vir my waardevol is, wat vir my kosbaar is. En ontdek ek die oorweldigende liefde en genade van God. Soos wat ek vanoggend hierna van die kyk, onthou ek van geleenthede waar ek saam met van u by iemand se sterfbed gestaan. En waar ons saam sekere goed van God ontdek. Sekere goed ontdek van die koninkryk van die hemel, wat my lewe totaal verander. En dit is die derde punt wat Jesus met hierdie gelykenis wil maak. Die koninkryk van die hemel verander ons lewens. En wanneer mense dit in hulle lewe ontdek, dan kan hulle nie anders as om nie daardeur geraak te word nie. Wanneer hulle dit ontdek, dan kan hulle nie anders as om alles op te offer ter wille van die koninkryk van die hemel nie. Maar Jesus vra volledige toewyding. Daar is geen plek vir 'n halfhartige lewe in die koninkryk van die hemel nie. Of jy daarna gesoek het, en of jy dit sommer net ontdek het, omdat God jou ontdek het by wyse van Spreuke. Die vreugde wat die koninkryk van die hemel bring, is so groot, dat dit nie anders kan as om jou lewe totaal en al te verander nie.
laaste gelykenis wat Jesus vertel van die trek nie, beklemtoon dan die feit dat saam in die koninkryk van die hemel gaan die doen van die wil van God. Daarsonder kan niemand deel aan die koninkryk. So kom ons hoor weer die woorde van Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Ek wil vir u so 'n paar oomblikke gee om na te dink oor die effek van God se koninkryk in jou lewe. Waar staan jy vanoggend in die koninkryk van die hemel? Wat sien hierdie gelykenisse nog vir jou vanoggend? Ek net vir 'n oomblik daaroor na. Ek het ook gesê dat Matteus baie klem daarop lê dat saam in die koninkryk van die hemel gaan die wil van God. En ons sou vanoggend aan baie gedeeltes kon verwys wat praat oor die wil van God. Ons almal ken die 10 gebooie. Maar ek wil ook 'n ander gedeelte uit Matteus gebruik vanoggend wat vir ons iets sê van die wil van God. Matteus 6 vers 25, baie bekende gedeelte. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies, hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Kom ons onthou en vra hierdie woorde nie. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. En dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Maar beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Kom ons antwoord hiermee met die woorde van
van die hemel bly nie, maar mag ons ook die werklikheid en elke dag se lewe van 'n koninkrykslewe uitleef. Mag ons die suurdeeg wees wat U gebruik om 'n feesmaaltyd vir iemand anders voor te berei. Mag ons die klein mosterdsaadjie wees wat groei tot 'n boom in wie se skadu ander kan skuil. Here, mag ons getuig dat U daardie boom is, in wie se skadu mense kan skuil. Dankie dat ons soms onverwags die waarde van die koninkryk opnuut in ons lewens ontdek. Dankie dat wanneer ons soek na antwoorde oor 'n lewe van die koninkryk van die hemel, dat U vir ons op 'n manier, op U tyd, soms dikwels na worsteling, ook weer die waarde van die koninkryk leer. En dat ons in elke dag kan leer. Help ons Heilige Gees om getrou te wees aan 'n koninkrykslewe. Mag ons hierdie onbreekbare wees. Amen. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugde wat om die mense te verlig, door die hele wêreld kan sien is die lig, mag die lig weer deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons aan, door die hele wêreld kan heel die naam, mag die lof weer deur ons klink. Walse bring self vir die wonde, 'n sande sal vir die mense met ons hier, door die hele wêreld kan sien dat ek genees, mag die trots weer deur ons wees. Heer, U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verlei, door die hele wêreld kan glo dat U bevry, mag die hoop weer deur ons gee.
ook verseker wees van die Here se seën terwyl u ook deel is van die koninkryk van die hemel. Daarom mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Hemelse Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen. Vra ons is